So ons boodskap vandag handel oor een van seker die hartseerste gebeurtenisse in die Bybel. Het gaan oor die dood van 'n baie spesiale man. Man wat uitgekies is om 'n baie spesifieke en 'n spesiale taak te verrig. Hy was die een wat vir die wêreld gesê het dat daar een is wat kom, wat groter as hy is, wat beter as hy is, wat gaan kom en hy gaan nie met water doop nie. Met hom is baie van die Ou Testamentiese profesieë vervul en hy is dan ook die laaste Ou Testamentiese en eerste Nuwe Testamentiese profeet wat oor sy geloof gedood is. Hy was 'n dinamiese preker en 'n profeet met geen vrees nie. Jesus self het van hom gepraat in Matteus 11 vers 11. Onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. So, vandag kyk ons na die gebeurtenisse rondom die dood van Johannes die Doper. Maar Johannes was nie die enigste wat daardie dag dood is nie. Want saam met hom is daar 'n gewete wat ook dood gegaan het. Inteendeel was dit nie net een gewete nie. Daar was 'n paar mense se gewete wat daardie dag dood gegaan het. Ek gaan julle 'n klein bietjie terugvat in die geskiedenis van Herodes Antipas. Sy pa was Herodes die eerste of Herodes die Grote. Die koning wat regeer het in die tyd wat Jesus gebore is. Dieselfde koning wat opdrag gegee het dat al die baba seuns onder 2 jaar oud wat in Bethlehem was, gedood moes word. In die poging om by Jesus uit te kom, in die poging om vir Jesus dood te kry. Sien, Herodes die Grote het dit verkeerd verstaan. Hy het gedink is 'n koning wat gekom om sy koninkryk oor te neem. Hy het nie besef dat dit 'n koning is wat hier is vir ons verlossing en om ons vry te maak van hierdie wêreld nie. Na Herodes die Grote se dood het die Romeinse keiser die grondgebied wat Herodes beheer het hy opgedeel in 4 dele. Een van hierdie dele het hy vir Herodes Antipas gegee, een van sy seuns. Herodes Antipas was nie meer 'n koning nie. Sy pa was die laaste koning van daardie omgewing. Maar na die dood van sy pa is hierdie areas opgedeel en op die heel beste was Herodes Antipas dalk 'n goewerneur wat in beheer was van hierdie omgewing om oor hierdie area te regeer, om dit te bestuur basies. Maar Herodes Antipas het daarop aangedring dat sy onderdane hom nog steeds koning noem. Hy het regeer van die jaar 4 tot die jaar 39 na Christus, waarna hy verban is na wat nou bekend is as Frankryk, deur die Romeinse keiser. Hoekom? Omdat hy by die keiser ook gaan aandring het om ingesalf te word as 'n koning. Hy het so 'n groot kompleks gehad oor homself en hy was so graag 'n koning gewees dat dit gemaak het dat hy toe uiteindelik heeltemal verban is van die stukkie land wat hy gegee is om te bestuur. In Lukas 13 vers 32 noem Jesus hom 'n jakkals. So voor ons by die eintlike verhaal van Johannes die Doper se dood uitkom, moet ons eers vir 'n oomblik onsself die vraag afvra: wat maak dat mense kan doen wat hulle met Johannes gedoen het? Hoe kan hulle so 'n gewetenlose ding doen?
En die antwoord lê absoluut in die woord gewetenloos. En om te weet hoe om gewetenloos te wees, moet ons eers verstaan hoe 'n gewete werk. Baie sal sê dit is iets in jou wat vir jou die verskil tussen reg en verkeerd gaan uitwys. Dit is gedeeltelik reg, maar dit is nie 100% reg nie. Jou gewete gaan jou net teen die verkeerde dinge kan waarsku wat jy weet verkeerd is. Ok, so die eenvoudigste manier om dit te verduidelik, want die meeste van ons bestuur en die meeste van ons gebruik ons publieke paaie. So kom ons gebruik hierdie voorbeeld. Veronderstel jy ry op hierdie spesifieke pad al vir baie lank en jy is onder die indruk, so ver as wat jy weet, so ver as wat jy verstaan, is die spoedbeperking op hierdie stuk pad 100 km/h. Jy ry ook hierdie pad tot en met 100 km/h, nie 1 km/h meer as dit nie, maar net tot op 100 km/h. So daar's niks wat jy gaan pla nie. Jy gaan rustig op hierdie pad ry, want volgens jou, volgens dit wat jy weet, doen jy die regte ding. Maar dan op 'n dag vind jy uit dat die spoedbeperking eintlik 60 km/h is. Nou verander dit wat jy weet. En die volgende keer wat jy op daardie pad gaan ry en jy ry vinniger as 60 km/h, dan is daar onmiddellik iets in jou wat gaan sê, maar wow, jy ry net te vinnig. Iets gaan jou aankla. Iets binne in jou gaan vir jou sê, slack af. Ons mag nie 100 km/h ry nie. En dit geld vir enige ander plek waar jy weet wat die reël is. As jy verby daardie reël gaan, kom jou gewete in. En jou gewete sê, dit wat jy nou doen is nie reg nie. Maar nou doen jy dit dalk die een keer verkeerd en jy ry vinniger as wat jy moet. En daar gebeur niks. Jy maak nie 'n ongeluk nie. Jy word nie gevang in 'n spoedlokval nie. Niks het gebeur nie. En dan ry jy daardie pad weer. En jy ry weer 'n bietjie vinniger as wat jy moet en jou gewete sê weer vir jou, jy ry te vinnig. En die oomblik as jy enigiets in die lyn sê van, maar laas het daar niks gebeur nie. Of dis net 'n klein bietjie vinniger as wat ek mag, dan maak jy jou gewete stil. En wanneer jy dit weer 'n keer gaan doen, gaan jou gewete nog 'n bietjie sagter vir jou sê, jy ry te vinnig. En elke keer wat jy hom gaan ignoreer, en elke keer wat jy gaan sê nee, ek doen wat ek wil, gaan hierdie stemmetjie stiller en stiller raak. Totdat hy later onhoorbaar is. Tot die dag wat hierdie gewete doodgaan vir hierdie reël. Dieselfde geld vir wat ons weet in die Bybel staan en hoeveel van dit ons glo die waarheid is. Baie van ons hou vas aan dit wat vir ons moontlik is, aan dit wat haalbaar is en dit wat voordelig is. Terwyl ons dit wat moeiliker is om te verstaan en dit wat ons swakheid uitwys en dit wat ons sonde uitwys, ons dit bietjie eenkant skuif. En 'n klein bietjie ignoreer. En 'n klein bietjie Heilige Gees sê maar nie nou nie. Dalk volgende keer. En wanneer jy weer in daai sonde trap of in daai swakheid van jou inbeweeg, kom Heilige Gees en hy sê weer 'n keer vir jou, hierdie is nie reg nie. Jy weet dit is nie reg nie. Jy het self nou al in die Bybel gelees, dit is nie reg nie. Jy het die oortuiging daarvan dat dit nie reg is nie. En dan sê jy weer 'n keer, nie nou nie. En haar stemmetjie word op dieselfde manier stiller en stiller. En jy hou aan om hierdie situasie te vermy.
net soos wat Herodes Antipas dit gedoen het. Die grootste gevaar is dan om teen jou gewete of dan die waarheid te sondig. Want dit lei tot geestelike skibreek, soos Paulus vir Timoteus geskryf het in 1 Timoteus 1 vers 18 en 19. Jy kan 'n nota maak en daardie gedeelte self gaan lees by die huis. 1 Timoteus 1 vers 18 en 19. Wanneer ons nou na die gebeure rondom Johannes die Doper se dood gaan kyk, wil ek hê julle moet spesifiek oplet na hoeveel keer daar vir 'n gewete gesê is nee. Hoeveel keer daar gewaarsku is en die persone nie die waarskuwing gerespekteer het nie. Kom ons kyk vinnig na 'n opsomming van die gebeurtenisse in Markus 6 vers 14 tot 29. Julle kan julle Bybels daar oopmaak. Ons gaan nie die hele stuk lees nie. Maak gerus daar oop en dan kan julle die verhaal volg soos wat ons aan dit raak. Markus 6 vers 14 tot 29. So, die opsomming van wat hier gebeur het. Herodes Antipas hoor gerugte dat Jesus in die omtrek is en hy doen wonderwerke, maar hy ken nie vir Jesus nie. Dis die eerste keer wat hy hoor van hierdie man, hy weet nie wie dit is nie. En sy eerste reaksie is, dit moet Johannes die Doper wees, wat uit die dood uit opgestaan het. En sy gewete pla hom, want in die woord sê hy daar, Johannes, wie ek laat onthoof het. Hy erken daar dat dit sy skuld is dat Johannes die Doper dood is en hy vrees. Want hy weet hierdie was 'n man van God. Hy weet hierdie man het krag gehad wat God vir hom gegee het. So hy's nou baie bekommerd. En hy dink dit is Johannes die Doper wat uit die dood uit opgestaan het. Die res van die skrifgedeelte is hoe Herodes Antipas terugdink aan wat gebeur het. Hy onthou die groot partytjie wat hy gehou het vir sy verjaarsdag en hy onthou ook dat sy stiefdogter vir hom en die manne gedans het. Hy dink aan die stupid belofte wat hy gemaak het aan haar om te sê dat sy kan vra vir enigiets tot en met die helfte van sy koninkryk. Wat ook eintlik belaglik was, want dit was nie sy koninkryk nie. Dit was net 'n stuk grond wat hy bestuur het. Hy het niks gehad om vir haar te gee nie. En hy onthou hoe sy na haar ma toe gehardloop het en vra, maar waarvoor kan ek vra? En hy onthou dat sy teruggekom het na hom toe en gesê het, ek wil Johannes die Doper se kop op 'n skinkbord hê. Hy onthou hierdie dinge, sy gewete wat hom pla die hele tyd. Hy onthou ook dat sy vrou Herodias vir Johannes die Doper gehaat het en dat sy hom eintlik wou doodgehad het. Herodes dink terug aan hoe hy die opdrag gegee het om Johannes te gaan onthoof. En hy onthou spesifiek hoe bedroef hy was, want hy en Johannes het begin om 'n verhouding te hê. Hy het nie alles wat Johannes gesê het verwerp nie. En hy onthou hoe bedroef hy was. So hierdie is die agtergrond, dit is 'n kort, vinnige opsomming van wat in hierdie paar verse gebeur. Maar nou kan ons 'n bietjie dieper gaan. En ons kan gaan kyk, wat het dit met ons gewete uit te waai? Johannes die Doper was op hierdie stadium alreeds 'n gevangene van Herodes Antipas, toe Herodes gestuur het om hom te onthoof. Maar Herodes was nooit van plan om Johannes skade aan te doen nie. Sy intensie met die gevangenskap van Johannes was om Johannes te beskerm teen 'n definitiewe dood van Herodias, sy vrou af. Dit is vir my seker een van die grootste tekens dat daar hoop was vir Herodes Antipas. Daar was hoop, want daar was nog 'n teken van 'n gewete daar. Want as hy heeltemal gewetenloos was, het hy eenvoudig sy vrou se versoek van die begin af gehoorsaam en onmiddellik van Johannes ontslaag geraak. Maar Antipas het van 'n bietjie beter geweet. Beter as wat Herodias geweet het.
Herodias het net hierdie absolute haat in haar gehad, en daar was niks wat haar kon oortuig om anders te wees, om haar hart te verander nie. En Johannes het elke male vir hulle gesê dat hulle verkeerd doen. Sien, Herodes Antipas en Herodias was nooit veronderstel om te trou nie, want hulle het gesondig van die begin af. Hierdie hele situasie het vir Antipas so te mekaar gemaak. Die arme ou het nie geweet of hy kom of hy gaan nie, hy was tussen twee vure, want hy het sy vrou lief, en hy het begin om van Johannes die Doper te hou. En hy het nie geweet wat om hier te doen nie. Maar alles rondom Herodes Antipas was net deur mekaar, en dit is dalk hoe hy groot geword het. Want as jy kyk na sy geskiedenis en na sy pa se hele lewe, was alles maar ewe deur mekaar en ewe ongehoord, en dit het soveel konflik in hierdie arme ou se lewe geskep. Om vir julle 'n idee te gee hoe deur mekaar dit alles was, dink ek kan ons kyk na Herodes die Grote se stamboom. Ons stamboom is glad nie 'n akkurate beskrywing nie, want Herodes die Grote het eerder 'n stambos gehad, want dit was so mal deur mekaar, nee. Hierdie ou het ten minste 5 vroue gehad, en hy het seuns en dogters by hulle almal gehad. Van sy seuns was onder andere dan Herodes Antipas, en ook Herodes Philippus, of Herodes Philip. Herodes Antipas, die man in ons skrifgedeelte, het met Aretas die eerste se dogter getrou. Hy was 'n Arabiese koning. Herodes Philip was getroud met Herodias, die vrou in hierdie skrifgedeelte. Sy was die dogter van Philip en Antipas se halfbroer, Aristobulus. Net vir interessantheid, Aristobulus is deur sy eie pa vermoor. Crazy, né? Philip en Herodias het 'n dogter gehad. Dieselfde dogter wat vir Herodes Antipas gedans het. Herodes Antipas was haar dubbel halfoom, wat ook uiteindelik haar stiefpa was. So toe het Herodes Philip, die boetie van Antipas, is vir een of ander rede wat ek nie 100% seker is oor nie, is hy onterf deur Herodes die Grote. En hy en Herodias het hulle goed gevat en hulle het Rome toe getrek. En toe op 'n dag wil Herodes Antipas en sy vrou, die Arabiese koning se dogter, gaan kuier by sy broer Philip in Rome. Met die besoek aan Rome raak Antipas en Herodias verlief op mekaar. Die swaar en die skoonsister raak verlief op mekaar. En die uiteinde daarvan is dat hulle albei hulle eggenote los en hulle trou toe met mekaar. Is dit nou al deur mekaar genoeg vir julle? Dis mal. Ek moes 4 keer die deur gelees het net om die orde hiervan te kry. Nou, hoe moes hierdie arme man gevoel het? En wat van 'n gewete kon daar oor gewees het, want hy het soveel keer nee gesê vir sy gewete wanneer hy gewaarsku is. Maar was Herodes Antipas net sleg? By no means. Hy was nie net sleg nie. Kom ek lees vir julle 'n stukkie van ons gedeelte hier. Markus 6 vers 19 en vers 20. En Herodias het 'n oog op hom gehad. Dit is nou op Johannes die Doper gehad. En wou hom om die lewe bring en sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy 'n regverdige en heilige man was. En hy het hom beskerm. En nadat hy hom gehoor het,
het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. Nadat hy hom gehoor het hy baie dinge gedoen. Antipas het baie van die goed wat Johannes die Doper van gepraat het hy gaan doen. Hy het dit toegepas. Maar hierdie een groot ding was hy nie oop voor nie. Hierdie een groot ding waaroor Johannes die Doper hom oor en oor gewaarsku het van, wou hy nie gedoen het nie. Antipas het al aangedring om in hierdie verhouding te bly wat van die begin af nie geseënd kon gewees het nie. Antipas het hom doof gehou vir sy eie gewete. En uiteindelik het hierdie gewete hom dinge laat doen, hierdie afwesigheid, hierdie stilte van sy gewete het veroorsaak dat hy dinge gedoen het waaroor hy baie spyt was. Teen die tyd wat sy stiefdogter vir hom gevra het vir Johannes die Doper se kop, was daar byna geen gewete meer oor nie. Daar was niks konkreets en niks sterk genoeg en niks wat sy stem hard genoeg was om vir hom te sê moenie. En hy het in die vloei daarvan gegaan. En om nie sleg te lyk vir sy vriende en sy manne nie, het hy hierdie wens toegestaan. En hy kon so maklik daar uitgekom het, hy kon vir haar eenvoudig gesê het, maar ek het vir jou gesê, as jy iets gee, nie 'n moord pleeg vir jou nie. Maar daar was soveel faktore op daardie oomblik wat gemaak het dat hy nie helder kon dink nie. In die eerste plek dat hy sy gewete nou vir so lank stil gemaak het. En hierdie partytjies was net dronk partytjies, dit was niks mooi gewees nie. En dan hierdie dansie van sy stiefdogter was van die duiwel af. Want die dansers in daardie tyd is gehuur, of daar was prostituie gehuur om te gaan dans daar. En dit was baie uitloklik en dit was nie 'n mooi dans nie. Dit was niks wat in elk geval hoort by enige man van God nie. So alles in hierdie omgewing was net toksies en het gelei tot hierdie baie swak besluit van hom. Herodias aan die ander kant wou eenvoudig niks hoor wat Johannes gesê het nie. Waar Antipas nog van die goed toegepas het, wou Herodias nie 'n woord gehoor het nie. En haar gewete was moontlik al baie lank al morsdood. En sy het net niks gevoel vir om enigiets te doen wat nie reg is en wat nie gepas is nie. Hoekom sê ek so? Wel, wie sal haar eie dogter op so 'n manier laat dans voor ander mans? En wie sal vir haar eie dogter voorsê om so 'n mal versoek te gee om iemand te laat vermoor? Maar haar dogter moes ook redelik koud gewees het, want sy het nog 'n twist in die ding ook gesit. Sy het nog gevra dat sy kop in 'n skottel vir haar gebring moet word. Dis nie wat haar ma gesê het. Haar ma het net gesê, laat Johannes doodmaak. En sy het haar eie siek twist in dit ingebring en gesê, laat die kop vir my bring. Gewetens, reg deur hierdie familie wat doodgemaak is. Die groot vraag wat ons onsself moet vra vandag is, wat doen ek en jy, wanneer hier 'n pastorie voor staan, wat preek uit die woord van God uit, suiwer woord van God, ons kan dit self lees, ons kan dit self gaan bevestig, dit is wat daar staan, wanneer hierdie woord bietjie te naby in die huis is. Wat doen ons wanneer 'n pastoor toevallig raak en grou aan hierdie sonde wat ons mee besig is? Wat doen ek en jy wanneer ons gewys word dat dit wat ons doen verkeerd is? Of
of dat ons dit kan beter doen, of dat ons houding verkeerd is. Ons het opsies. Die 3 hoofgoed wat die meeste mense doen wanneer hulle 'n woord hoor wat seer maak, die een is, hulle ignoreer dit. Ignoreer dit bloot, flat out, ek wil nie hoor wat jy sê nie, ek stel nie belang daarin nie, maar daar is 'n gevaar daaraan. Daar is 'n gevaar dat jy jou gewete doodmaak in die proses. En volgende keer gaan jy nog minder ag gee daarop, wanneer jy uitgewys word wat jy verkeerd doen. Die ander ding wat jy kan doen is, jy kan die prediker aanval. Jy kan blame shift, jy kan probeer jou punt bewys in die woord, dat jy nie so verkeerd is nie, maar wees versigtig. Wanneer jy daai prediker aanval, dan val jy 'n gesalfde van God aan. Ek praat spesifiek van wanneer daar uit die woord van God uitgepreek word. Nie wanneer daar idees gedeel word en opinies gedeel word nie. Wanneer die woord van God sê dit is so en die prediker sê dit is so, as jy aangevat voel daaroor, dan is dit dalk 'n goeie ding. Dalk behoort jy dan aandag te gee daaraan, want daar's 'n rede hoekom jy so voel. En after all, ouens, iemand wat die suiwer woord van God preek, is maar net die boodskapper. As jy 'n probleem het met wat in die woord staan, moenie die prediker aanvat nie. Jy kan vir God aanvat daaroor, gaan bespreek dit met hom. En ek raai dit aan, gaan bespreek dit met hom, want hy gaan vir jou wys hoe om hierdie ding reg te maak. En dit is dan die derde ding ook wat om te doen. Vat die probleem na God toe. Vat hierdie probleem waaroor jy aangekla word na God toe. Nie die feit dat jy aangekla is nie. Vat hierdie probleem, dit waaroor jy aangekla is na God toe. Gaan lê dit by sy voete neer en vra hom om in jou lewe te werk. En dan moet jy hom toelaat om te werk in jou lewe. En dan moet jy saamwerk. En as hy vir jou sê, stop 'n ding, dan stop jy dit. En as hy vir jou sê, doen 'n ding, dan doen jy dit. In dit alles moet ons onthou om hierdie stemmetjie te gehoorsaam in ons. Hierdie ingeboude gewete. En dan ook vir ons wat gered is, hierdie awesome helper wat ons het, Heilige Gees wat elke dag in ons is, wat ons motiveer en aanspoor en herinner aan dit wat ons reeds geleer het in die woord van God. In Johannes 1 vers 9 staan daar geskryf: As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So as jy aangekla word oor iets, die heel maklikste is, hardloop na God toe. Bely wat jy verkeerd gedoen het en draai daarvan af weg. Maak 'n totale ommekeer van dit wat jy gedoen het en hardloop na God toe. Moenie jou gewete stil maak nie. Moenie die Heilige Gees stil maak nie. Elke keer wat jou gewete jou aankla van iets wat jy verkeerd doen, is net nog 'n keer wat die Here jou probeer help, wat hy vir jou genade gee, wat hy sy guns oor jou uitstort. Dis nog 'n kans om reg te maak wat jy verkeerd gedoen het. Dis nog 'n kans om anders te wees. Dis nog 'n kans om nader aan die Here te kom, deur sy wil te doen. Wanneer die Here jou foute uitwys deur sy woord, is dit omdat hy jou liefhet. Omdat hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil hê jy moet heel wees. Hy wil hê jy moet in krag
funksioneer in sy krag. En al wat ons dit kan doen, is om die waarheid te face, om die waarheid direk aan te spreek en vas te vat en dit reg te maak wat verkeerd is. Ek wil vir julle 'n klein bietjie huiswerk gee vandag. Gaan lees hierdie selfde stuk Markus 6 vers 14 tot 29. Dan moet julle oplet na 'n paar goed, die wat van julle wat notas maak. Kyk spesifiek na die verwoestende krag van haat, bitterheid en 'n onvergewensgesindheid. Dit is duidelik in hierdie stuk sigbaar. Ons kan sien waarheen dit gelei. Want op die einde van die dag is 'n kosbare profeet vermoor omdat iemand nie kon vrede maak nie. Omdat iemand nie dit kon gaan regmaak wat hulle verkeerd gedoen het nie. Gaan kyk ook spesifiek na die gevaar van alkohol en dwelmmisbruik. Dis 'n baie sterk boodskap hierin van dit, wat wys wat 'n swak besluite Herodes Antipas gemaak het, omdat hy onder die invloed was. Ek is oortuig daarvan, as hy nie was nie, sou die uitkoms baie moontlik anders te gewees het. Gaan kyk ook na die gevaar van groepsdruk. Ek het dit self gedoen en gesê, maar almal doen dit. Maar raai wat? As jy die een is wat dit nie gaan doen nie, dan doen almal dit nie meer nie. Dan hoef die volgende ou dit ook nie te doen nie. Al wat gemaak het hierso, of een van die faktore wat gemaak het dat Johannes die Doper onthoof is, was groepsdruk. Want Herodes Antipas wou nie sleg gelyk het vir sy vriende nie. Hy wou soos die man gelyk het, dit is sy partytjie, hy is die groot ou hierso. Inteendeel, hy het gedink hy's 'n koning. En in hierdie groepsdruk het hy geval vir 'n stupid versoek. Gaan kyk ook spesifiek na wat gebeur as jy nie jou tong in beheer kan hou nie. Veral wanneer jy beloftes maak wat jy later nie gaan wil of kan nakom nie. Daar's soveel lesse om te leer hier, maar ek moedig julle aan. Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees. Reageer wanneer jou gewete jou aankla. Daar's 'n goeie rede daarvoor. En soos wat ek amper julle in die begin gesê het, jou gewete moet opgelei word. Want jou gewete kan jy nie waarsku as hy nie weet dat dit 'n risiko is nie. En hier is die beste handleiding vir jou gewete. Vat jou Bybel. Lees hom elke dag. Maak seker dat jou hart weet wat hierin staan. Sodat wanneer daar iets met jou gebeur, jy reeds die woord in jou hart het. En Heilige Gees sal jou herinner daaraan. Jy sal daar